Ons het nou begin kyk ons na triegfunksies en in vandag se les gaan ons nou kyk na die kosfunksie. Vorige lesies het ons nou alles rondom die sinfunksie gedoen en nou gaan ons net weer mooi dink oor wat is 'n triegfunksie. Goed, nou ons het by die sinfunksie het ons nou al gesien dat triegfunksies periodiese funksies is. Dit beteken dat dieselfde patroon of siklus hom herhaal met gereelde intervalle. Nou gaan ons kyk na die kosfunksie en ons gaan kyk na ons basiese grafiek. Soos by die singrafiek is dit baie belangrik dat jy jou basiese grafiek ken. Vir y is gelyk aan cos x. Ons skryfwyse kan ook mos nou wees fx gelyk aan cos x of gx of hx. Soveel funksies soos wat hulle is, soveel letters in die alfabet kan jy gebruik om dit te skryf. Nou kom ons gaan teken ons basiese kosgrafiek sodat jy kan sien hoe hy lyk. Goed, so hier het ek nou vir ons tabelletjie geteken met ons x-waarde wat ons onafhanklike veranderlike is en wat ons nou by die sinfunksie gesien het is 'n grade, dis 'n hoek. En ons y-waarde is ons afhanklike veranderlike en ons funksie is nou cos x. So kom ons gaan werk op ons sakrekenare die waardes uit vir y. Met ander woorde, ons druk cos 0 en ek kry dit is 1. Die cos van 30 grade gee vir my 0,87. Die cos van 60 grade gee vir my 'n half. Die cos van 90 grade gee vir my 0. Cos van 120 gee vir my minus 'n half. Cos van 150 gaan julle nou sien gaan vir my gee minus 0,87. Cos van 180 gee vir my minus 1. Dan gaan 210 gaan weer minus 0,87 wees. 240 minus 'n half en 270 gaan weer 0 wees. Goed, cos van 300. 300 gaan hy nou weer wees. As jy nou mooi kyk, onthou jy werk nou uit die cos van 300 en dit gee weer vir my 'n half. Die cos van 330 gaan weer 0,87 wees. Cos van 360 gaan weer 1 wees. Die cos van 390 0,87. 420 gaan weer 'n half wees. 450 gaan 0 wees. Dan gaan hy weer min 'n half, minus 0,87 minus 1. Minus 0,87 minus 'n half 0. Dan is hy weer by 0, 0,87 en dan weer by 720. Kry ons cos van 720 is weer 1. Nou goed, as ons hierdie moet gaan teken, ons begin hier by ons oorsprong, het ons 0, 1 en min 1. Dan het ons 30 grade, 60 grade, ons teken gou daai in, dat ons koördinaatpare kan plot. Onthou, my x-koördinaat is nou 'n grade en my y-koördinaat is nou 'n gewone numeriese waarde. Goed, so kom ons begin as ons punte plot. As ons nou sien, by 0 grade is 0 en 0 en 0 grade is my oorsprong
is my y-waardetjie 1. Dan is hy 0,87. By 60 is hy 'n half. By 90 is hy 0. 120 minus 'n half. 150 minus 0,87. 180 minus 1. So kan ek elkeen van hierdie punte plot. 270 is weer 0. $510 is minus 0,87. 540 is weer minus 1. 630 het ons 0. 'n half 0,871. En julle kan sien die patroon gaan hom nou weer hier verder herhaal. Ek het nou nie daai ingeteken nie, maar julle kan nou mooi sien hoe hierdie golfpatroon van jou kosfunksie werk. Soos al hierdie koördinaatpunte met mekaar mooi verbind, dan sien ons hoe hierdie kosfunksie werk. Goed, so kom ons gaan kyk weer. Ons het gesê, ons periode is, ons trigrafieke is periodiese funksies, en dit beteken dat dieselfde patroon of die siklus herhaal hom met gereelde intervalle, en ons periode word beskou as die deel wanneer hy 'n siklus voltooi het, voordat hy met sy volgende interval begin. So as ons nou kyk na ons kosgrafiek, kan ons sien ons begin by 1 en ons maak weer klaar by 1 hier by 360 grade. So in hierdie 360 grade het hy 'n patroon of 'n siklus voltooi. Met ander woorde, ons sien dieselfde as by die singrafiek, is ons kos ook 'n periodiese funksie met 'n kos van 360 grade, want hier kan julle nou weer sien, van 360 af tot by 720 is weer 360 grade, dan begin hy weer met sy volgende siklus. Goed, so as ek kyk na my kosfunksie, het ek y is gelyk aan cos x, en ons het by sin nou ook al gesien dat ons 'n a eintlik voor het, so hierdie a'tjie is 1. My basiese grafiek begin dan by 1, 0 en 1, en my kritieke punte, soos wat ek nou by die singrafiek al gesê het, is elke keer by my draaipunte en by my afsnitte, so ek weet hierdie is my kritieke punte, en as ek my kritieke punte mooi kan herken, dan kan ek weet watter verandering in my grafiek plaasgevind het. Goed, so kom ons gaan kyk nou weer dieselfde. Ek wil net gou vir julle sê hoe jy jou kosgrafiek herken. Hoe jy jou kosgrafiek herken, hy maak 'n vorm van 'n bakkie. En julle sien, so jy het 'n lekker bakkie waarin jy jou kossies kan skep. Alles wat ons by die sinfunksie gesien geld nou by die kosfunksie ook. Die kos se funksie lyk net 'n bietjie anders, want hy begin eers by 1 en hy is 'n dalend, eers dalend, die grafiek gaan eers af. So ons het by die sinfunksie gesien wat is die periode. Die periode is hoe lank dit neem voordat die grafiek sy patroon of siklus begin herhaal. Met ander woorde, as ons kyk na ons kosfunksie, dan kan ons sê by ons kosfunksie is die periode ook gelyk aan 360 grade.
Goed, ons tweede ding waarna ons gekyk het is ons amplitude. En julle kan onthou, ons het nou by ons sinfunksie het ons nou al mooi gesien wat is ons amplitude. En ons amplitude het ons gesien is altyd ons amplitude het ons gesien is altyd ons maksimum y minus ons minimum y-waarde en dit gedeel deur 2. Of jy kan dit ook skryf as die helfte van jou maksimum y minus jou minimum y-waarde. Is altyd maksimum minus minimum. Goed, met ander woorde, as ons hier gaan kyk, gaan ons sien wat is ons maksimum y-waarde. Ons maksimum y-waarde sien ons is 1. Met ander woorde 1 minus en ons minimum y-waarde sien ons is minus 1. Met ander woorde, dis 1 minus 1 gedeel deur 2 wat gelyk is aan 2 op 2 wat vir my 'n amplitude van 1 gee. En wat ons nou net weer baie mooi onthou, ons het dit by ons singrafiek ook gesien, amplitude is altyd positief. So amplitude is altyd die positiewe waarde van die A. Die numeriese waarde wat A is. As ons nou gaan kyk in hierdie geval, soos wat ek hom nou hier geteken het ek mos nou my x-waardes geteken, so as ons kyk na die definisieversameling, dan sien ons dit is al die x-waardes waarvoor die grafiek bestaan. Soos wat ek hom nou hier geteken het, gaan hy oneindig aan, met ander woorde, my x is 'n element van reële getalle. Dis net vir die voorbeeld wat ek nou hier gebruik het. As ons kyk na ons waardeversameling, dan sien ons dit is al die y-waardes waarvoor die grafiek bestaan. So as ons nou gaan kyk na ons y-waardekies, dan kan ons nou mooi sien ons y-waardes gaan oor ons maksimum en ons minimum waarde. Nee, met ander woorde, ek kan sê my waardeversameling is y is groter of gelyk aan minus 1, kleiner of gelyk aan 1, y 'n element van reële getalle. Of ons ander skryfwyse wat ons mos nou gesien het, kan ons sê y is 'n element van minus 1 tot by 1, en dis blokhakkies want dit is ingesluit. Goed, so kom ons gaan kyk nou, net soos by die sin, wat die verandering in amplitude kan wees. So as ons nou kyk, is ons funksie nou in die vorm y is gelyk aan a cos x. Of as ons omskryf fx, ons funksie van x is gelyk aan a cos x. En hierdie a beteken, dit gaan ons amplitude beïnvloed. So die numeriese waarde van a, sonder die teken, gee die amplitude van die cosgrafiek. En onthou, ons het gesien by sin ook, amplitude is altyd positief. So die a-waarde word ook die vertikale uitrekkingsfaktor genoem, omdat die basiese grafiek vertikaal uitrek met betrekking tot die x-as. Met ander woorde, ons kan sê a beïnvloed die amplitude. Dis hoekom ons ook sê, jou amplitude is altyd jou waarde, jou numeriese waarde van a sonder die teken. Met ander woorde, hy is altyd positief. So a beïnvloed die
amplitude. Ons gaan nou net weer kyk na 'n paar voorbeelde van die funksie y is gelyk aan a cos x. As ons nou gaan kyk na die grafiekie van y is gelyk aan 2 cos x, gaan ek net gou vir ons 'n asstelsel teken. Het my x-asie en my y-as, en ek het my y-koördinate, min 1 en min 2, en my x-waardes is nou hoekgrootes. Ek gaan nou ook net weer met ons 90, 180 en 270 werk, want ons kan mooi sien met hierdie hoe my grafiek verander. So as ek nou eers my basiese grafiekie gaan teken van cos x, dan kan ek nou sien, ons het gesien hy is by 0 en 1, 90 grade en 0, 180 en minus 1, 270 en 0, en dan by 360 grade weer. So ons het hier nou, x is ook net 'n element van 0 tot by 360 grade. So as ek my basiese grafiekie teken, dan kan ek sien uit my kritieke punte uit hoe hierdie grafiek lyk. En as julle nou mooi sien, kyk die mooi bakkie vir jou kos, né? Goed. Nou as ons het 2 cos x, dan beteken dit elkeen van hierdie waardes moet mos nou met 2 vermenigvuldig word, né? So as ek nou het, ek wil my grafiek teken van y is gelyk aan 2 cos x, so 2 maal 1 gaan 2 wees. 2 maal 0 bly 0. 2 maal minus 1 is minus 2. 2 maal 0 is 0. 2 maal 1 is 2. So julle kan sien, hierdie grafiek van my is nou vertikaal uitgerek met 'n skaalfaktor van 2. So my vertikale uitrekkingsfaktor is nou 2. Wat nou met hom gebeur het, is ek het nou sy amplitude het verander. Want nou kan ek sien, as ek in die eerste plek weer kyk na sy periode, niks het met sy periode gebeur nie, sy periode bly 360 grade. As ek nou egter kyk na die amplitude, dan kan ek nou sien, hier het nou 'n verandering plaasgevind, né? So my amplitude is my maksimum y-waarde minus my minimum y-waarde gedeel deur 2. Wat is my maksimum waarde? My maksimum waarde is die 2, want ek kan sien hierso het hy sy maksimum bereik, en my minimum is min 2. Met ander woorde, ek het 2 minus minus 2 op 2, en dit gee vir my 4 op 2 wat gelyk is aan 2. So julle kan duidelik sien, my numeriese waarde van A, positiewe waarde van A, is my amplitude. As ek nou kyk na hierdie een se definisieversameling wat oor my x-waardes gaan, is my definisieversameling nou beperk. En die definisieversameling word nou gegee deur x se element van 0 grade tot by 360 grade. Wat die amplitude nou wel verander het, is my waardeversameling. Want onthou, my waardeversameling gaan oor die y-waardes, die waardeversameling gaan oor die y-waardes waarvoor die grafiek bestaan. So vir watter y-waardes bestaan hy nou? Tussen my minimum en my maksimum. En die waardetjie is altyd
Groter of gelyk aan, kleiner of gelyk aan, want hy is ingesluit, so die is gelyk aan moet deel wees van dit. Goed, soos ons nou by die ander gesien het, kan ons hom ook skryf as y 'n element van -2 tot by 2 met my blokhakkies, want my blokhakkies beteken dit is ingesluit. Goed, as ek kyk na my tweede voorbeeldjie, kyk ek my tweede voorbeeld is y is gelyk aan -3 cos x. Hierdie -3 is nou 'n negatief, met ander woorde a is kleiner as 0. Met ander woorde, hierdie grafiek ondergaan 'n refleksie. En die refleksie wat hy ondergaan is in die x-as. En onthou, hulle vra partymal in die eksamen die lyn y gelyk aan 0. Jou x-as en jou lyn y gelyk aan 0 is presies dieselfde. So, omdat hierdie 'n refleksie is, beteken dit my a is kleiner as 0 en dit beteken my grafiek gaan eers opgaan in plaas van eers af. Goed, so kom ons gaan kyk na hierdie grafiek as ons hom moet teken. So ek het my x-as en my y-as. As ons basiese grafiekie teken, kom ons teken net gou ons basiese een, ons weet mos hy is by cos, daar is hy 100 in cos van 0 grade, is hy 1. Cos van 90 is 0, cos van 180 is -1, 270 is 0, en die cos van 360 is 1. So dit is my basiese grafiek. So my kritieke punte is nou daai 0 en 1, 90 en 0, 180 -1, 270, met ander woorde, dit is my y is gelyk aan cos x grafiekie. Goed, so kom ons kyk as ons nou ons minus cos x gaan teken, dan beteken dit hy moet reflekteer in my x-as, nee? So my minus cos x gaan 1 word, -1, 0 bly 0. Minus 1 word 1, 0 bly 0. 1 reflekteer in my x-as en hy word -1. So my negatiewe kosgrafiek gaan nou so omlyk. So my bakkie is nou omgedop. Die oomblik as my bakkie omgedop is, dan weet ek moet 'n negatiewe kosgrafiek hê. Goed, maar onthou nou hierdie kosgrafiek wat ons nou moet teken is y is gelyk aan -3 cos x. Met ander woorde, hy moet -3, hierdie negatiewe 1 moet ons nog met 3 vermenigvuldig. So wat met hom gaan gebeur, is waar hy by -1 is, moet hy by -3 wees. By 90 is hy nog steeds 0, maar by 1 maal met 3 gaan hy by 3 wees. By 270 is hy nog steeds 0, en by 360 gaan hy nou wees, -1 maal met 3 is -3. So julle kan by hierdie grafiek nou baie mooi jou vertikale uitdrukkingsfaktor sien, né? Want hy het nou heeltemal uitgerek. So as jy nou kyk hoe ver hy van die middel af is, dan kan jy sien dit is my vertikale uitdrukkingsfaktor. Dis eintlik hoe ver hy van die middel af is ook. Goed. So as ons kyk na hom, dan gaan ons nog steeds sien wat is sy periode. Het sy periode enigsins verander? Nee, dit het nie. Jy is heeltemal reg, so sy periode bly 360 grade. As ons nou gaan kyk na sy amplitude, goed, so ons weet die amplitude is die positiewe waarde van die A. So sy amplitude gaan 3 wees. Kom ons toets dit deur dit net uit te werk met ons amplitude formule.
Ons amplitude sê ons vir ons, dis ons maksimum y minus ons minimum y gedeel deur 2. Wat is my maksimum y-waarde nou? My maksimum y-waarde is 3 en my minimum y-waarde is minus 3. So ek het 3 minus 3 gedeel deur 2 en dit gee vir my 6 op 2 wat gelyk is aan 3. So jy kan sien my positiewe numeriese waarde van A, met ander woorde A sonder die teken is my amplitude. As ons nou weer kyk na die definisieversameling, ons definisieversameling weet ons x is 'n element van 0 grade tot by 360 grade. En dan kan julle nou sien wat het met my waardeversameling gebeur. My waardeversameling gaan oor my maksimum en my minimum y-waarde. Met ander woorde, minus 3 is kleiner of gelyk aan y, kleiner of gelyk aan 3, y 'n element van reële getalle. Of die ander manier wat ons hom nou ook kan skryf, is y is 'n element van minus 3 tot by 3 met blokhakkies, omdat hy ingesluit is. Goed, dit is dan nou die lesie wat die kosfunksie behels. Baie dieselfde as die sinfunksie. So as jy met die sinfunksie reggekom het, sal jy met die kosfunksie ook regkom. Onthou, maak seker dat jy dit mooi verstaan. So as jy nog bietjie onseker is, doen die lesie weer. Jy het die lesie tot jou beskikking. En oefen die werk nou in deur jou huiswerk te voltooi. Want onthou, wiskunde moet 'n mens maar doen. Ek hoop jy geniet dit.